vanmôre se boodskap wil ek net noem dat aan die begin van die week, terwyl ek as sonder gebed, toe sê die Here, kyk so 'n bietjie na die woord respek. Nou, ek kry nou nie daardie woord in die Bybel, maar baie van sy verbuigings wat gaan oor eerbewyse. En ek wonder toe, wat is 'n eerbewys? Hoe kan ek sê ek eer die Here? Wat beteken dit as die Bybel sê eer die Here? Wat is respek? Wat is deel die definisie van respek? Is eerbiedig te wees. En dan kom hy hier, en ek het dit 'n bietjie gaan opspoor, wat is respek of eerbewyse? Hy sê, is 'n gevoel, dit begin nie binne in jou hart, van bewondering, agting of eerbied vir iemand se waarde, sy regte, sy gevoelens of opinies. Ek wil dit weer vir julle lees, want as ek sê ek eer die Here, wat God se eer moet in my hart begin. En wat beteken dit as ek die Here eer? Hy sê dit is 'n gevoel van bewondering. As ek nou die Here bewonder vanmôre, as ek daar in die gronde loop en dan sê ek, Here, ek is lief vir U. U is so wonderlik, U is so goed, U skepende vermoë. Al die groot is 'n gevoel van bewondering, van agting, van eerbied vir iemand se waarde. As jy na die Here se dinge kyk, kan jy nie anders as om net sy waardes wat hy voorstel te eer, sy regte. Wat is God se regte? Sy gevoelens, hoe voel die Here oor ons? En ons oor hom? Of wat is God se opinie oor 'n saak? As jy sê, ek eer U, dan sê Here, ek neem U opinie in ag. Ek gee eer aan God, dit is so belangrik. En nou kom die Here Jesus dan leer hy ons om te bid. En ons ken dit alles, en almal ken dit. En daar Matteus 6, daar vra hulle vir Jesus hoe om te bid. Dan sê hy, so bid julle dan bid. En dan, kom lees dit saam met my. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Is dit nie die mooiste gebed? Maar weet jy, as jy hierdie gebed begin ontleed, dan kom daar goed na vore wat jou net aangryp. As jy, ek sê altyd vir iemand, as jy 'n teks lees, gaan kyk na wat is die sleutelwoord van daai teks. Maar as ek nou hierdie gebed vat, en ek wil sy sleutelwoorde vat, dan is alles omtrent sleutelwoorde. Maar hy begin met 'n besondere woord, Onse Vader. Hierdie is so uniek. Jesus bring hier in hierdie openingswoorde 2 groot waarhede bymekaar. Onse Vader wat in die hemel is. Die Vader en in die hemel. Hy sê, as ons sê Onse Vader, dan beteken dit daar's intimiteit, daar's liefde, daar's toeganklikheid, want hy is die Vader. Maar ook, wanneer hy sê Onse Vader, dan beklemtoon hy ook, wat in die hemel is, beteken, daar is majesteit, daar's heiligheid en afstand. As ons sê Vader, dan sê ons daar's intimiteit, is my Vader. Daar's liefde, daar's toegang. Maar as ek sê in die hemel, dan beteken dit majesteit, heiligheid en afstand. Soms het ons slegs die eerste deel van hierdie gebed beklemtoon en die tweede deel verloor. God is inderdaad ons Vader, maar nie ons gelyke nie. As ek hoor iemand bid, dan hoor ek partymal mense praat saam met die Here, jy en jou.
Here, jy moet dit doen en jy moet... Jy kan nie. Hy is jou Vader natuurlijk, hy is God die Vader. Maar hy is in die hemel, hy is heilig, hy is majesteit, hy is wonderbaar. God is inderdaad ons Vader, maar nie ons gelyke nie. Ons mag met hom praat. Maar as ons met hom praat ons met die koning van die heelal. Ek wat gewone aardse vaders is en het, toe ons met ons pa gepraat, sê, hallo dad, en so, jy het soms so gepraat. Maar as die konings van die wêreld, jy weet, as koning Charles se kinders by hom kom, dan sal hulle sê, sir, en hulle sal sê, your majesty. Hulle praat nie net so van, hi dad, how are you? Nee, as jy hoor die besef, nou staan ek voor die koning, hy is by pa, maar hy is die koning van die heelal. Ons mag naby hom kom, maar ons moet besef, ons kom naby die heilige God. Dit is eerbied, dit is respek, wanneer jy besef, God is my Vader, maar hy is die heilige God, hy is die ewige God. Dan kom hy en hy sê die woorde, laat u naam geheilig word. Jezus sê nie, Vader, laat ons gelukkig wees. Dis nie wat hy sê. Hy begin met die openingswoorde, hy sê, laat die naam geheilig word. Die eerste begeerte van 'n kind van God hoort te wees, Here, laat u naam geëer word in my lewe. Ek wil hê wanneer ek hierdie boodskap in 2 deel, die eerste deel gaan oor die openingswoorde van hierdie teks, dan wil ek hê jy moet verstaan dat wanneer jy as mens bid, dan vra jy, Here, laat die naam in my lewe geheilig word. Laat u eer deur my lewe bevestig word in 'n gebroke, in 'n oneerbiedige, in 'n verlore wêreld waar die mens net vir homself dink en net vir homself leef. Wat sê vir ons in Romeine 14? Praat hy oor ons skepings, momente, en hy sê, hoekom is ons as mens? Romeine 14 vers 7 en 8 sê hierdie woorde. Hy sê, want niemand van ons leef vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. Baie ons wonder soms, en daar's vreeslike kursusse word aangebied oor jou skepingsdoel. Maar hier gee hy die skepingsdoel. Hy sê, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, behoort ons aan die Here. Jou menswees, die rede, hoekom jy is, gaan oor die eerbied, die respek wat jy vir God het, en God in jou lewe bevestig, sodat ander God deur jou kan ontdek. As jy op 'n familiêre wyse met God omgaan, en soms so praat, ek hoor party ouens sê, ek sal my pa sê, dad, of ek het gehoor, my vrou sê altyd vir hulle, papi. Dis mooi, dis hier op aarde. Maar Jesus sê nie, gaan sê papi nie. Hy sê, wanneer jy bid sê, Onse Vader. Skepper God, almagtig, ek is bevoorreg om kind van God te wees, want ek is tot u eer gemaak. Ek wil hê daai diepe besef van woorde van jou rede vir jou bestaan en my bestaan, is die eer van God. Wat jy doen en wat jy leef, is tot die eer van die Here. Daarom verander dit self die manier waarop ons leef. Die vraag is nie, is iets sonde nie. Baie mense wil altyd dink, ek moet vir hulle 'n lys van sonde gee. Wat mag ek en wat mag ek nie doen nie? Dan is dit menslike reëls. Die vraag vanmôre, as ek iets wil doen, eer dit God.
Nie mag ek dit doen nie, maar verheerlik dit die naam van my Vader. Dit bring respek vir God terug na die middelpunt van ons geloof. Wanneer ek my verhouding verstaan, dan bring dit die respek, die waarde, die opinie van God terug na die middelpunt van my hele menswees. Dan verander my hele gebed en my hele benadering. Aanbidding het in baie gevalle van eerbied na ervaring verskuif. Ek wil dit weer sê. Ek is nie teen tegnologie nie, teendeel, ek hou van tegnologie. Maar vandag dan sal ons sê, as ons meer mense wil hê, moet ons bietjie 'n groot orkes hê, en ons moet ligte hê, en ons moet allerhande, en dan moet dansers kom, en dan moet vrae kom, en dit moet... Aanbidding gaan nie oor jou ervaring nie. Aanbidding gaan oor God en die eerbied wat jy bring. Daarom moet jy in die eenvoudigste omstandighede, die nederigste omstandighede, daar's nie fout met ligte en vlae nie, ek sê nie dit is verkeerd nie, maar dit gaan oor ervaring van mense. En dis die aanbidding nie, dis my so hartseer, dat die fokus van aanbidding verskuif het, wat kan mense voel en doen en goeders. Ek het self in een plek gesien, en ek kan vir julle na die plek sê, maar ek gaan nie, want ek wil nie die mense verleerdheid bring nie, maar dan is dit nou so skare mense, en as hulle nou begin aanbid, dan is daar ballonne, en dit klap die ballonne, en dit gaan te keer, en mense spring. Asseblief. Dit was lekker die keer. Ek dink ek het al gehoor van godsdienstoefeninge, dis dat dit, want hulle spring en gaan te keer, en dat is nie verkeerd om te bid met uiterlike dinge. Dit is nie verkeerd, ek sê nie dit is verkeerd nie, maar dit moet nie in die eerste plek oor ervaring gaan, en dit moet gaan oor, hoekom doen ek dit? Is ek gemotiveer om God te eer, of net 'n lekker tyd te hê? Los ek my gemeente, omdat daai gemeente lekkerder gaan met hulle ervaring. Dat het verskuif vanaf eerbied na ervaring van God is groot, nou hoe laat dit my voel? Laat die naam geheilig word. Wat kan ek uit hierdie diens kry? Ek hou nie daarvan nie, of het was nie wonderlik nie, of hulle moet werk aan jou aanbidding. As jy hier inkom, moet jy werk aan jou aanbidding. As ander talente bykom, die ou pastoor daarvoor wat 'n bietjie krommerig sing, of die musiekies, of die hande klap, of iets van die aard, dit maak nie saak nie. Dis alles saak. Het gaan oor jou aanbidding. Op die eenvoudigste manier. Het gaan oor jou verhouding met die Here. Wat kan ek uit hierdie diens kry nie van, Here, ek kom na U toe om te aanbid. Ek kom om U lof en die eer te besing. Daar's niks verkeerd met vreugde en emosie of vryheid van spontane aanbidding nie. Maar wanneer die mense ervaring belangriker word as God se heiligheid, het iets fundamenteels verander en verkeerd gegaan. Ek wil oor aanbidding dit sê. Ek wil dit hier lees wat ek geskryf het. Daar's niks verkeerd met vreugde en emosie. Dis my lekker om die Here te dien. Dis 'n vreugde om die Here te dien. Dis wonderlik. En as ek uitgaan, voel ek goed, want dit was heerlik in die teenwoordigheid van die Here. Maar daar's niks verkeerd met dit nie. Of vryheid van spontane aanbidding in jou hande te wyf, of selfs te koordans, daar's niks verkeerd met dit nie. Maar wanneer die mense ervaring belangriker word as God se heiligheid, het iets fundamenteels verkeerd gegaan in daardie plek. Moet nie sê ons moet dit en dit doen om mense te trek nie. As 'n gemeente waarlik God aanbid, hoe eenvoudig hulle aanbidding is, trek dit mense. Want mense kom in hulle voel, maar God is daar.
Daai mense aanbid opreg, God is daar. Ware aanbidding vra nie in die eerste plek, het ek iets gevoel nie, maar dit vra, is God geëer. Baie mense sal uitgaan en sê, dit was maar droog of dood, of die aanbidding is pas so. Dit vra, was God deur die mense wat aanbid het geëer? Nie dit jou beïndruk nie. Dis belangrik. En dan wat my bekommer is die verlies van wat die Bybel sê, die vrees van die Here. Die Bybel sê, se vrees van die Here beteken nie dat ons moet bang wees, dat God ons gaan vernietig nie. Maar dit beteken dat ons ontzag moet hê, eerbied moet hê, respek en 'n diepe bewustheid van wie God is. Ons het miskien 'n generasie gekweek wat baie weet van God, maar nie meer 'n diepe ervaring met God en onder die indruk van wie God is. Ons kan sê, al die dinge wat jy kan opnoem, God is groot, ewig, genadig, barmhartig, alomteenwoordig, alles maar wat is jou ervaring? Hoe beleef jy diepte jou aanbidding? Skakel dit in met die heiligheid van God. Ons ken al sy beloftes, en baie mense sal vir jou strenge beloftes quoteer en beloftes self bid en die Here herinner aan sy beloftes wat hy sê, herinner my aan die beloftes, maar hulle vergeet God se heiligheid en maak asof dit hulle reg is. Dis 'n fyn lyn tussen jou ervaring en jou hartsbedoeling. En die Here kyk verby al die dinge. En die skrif sê, ondersoek die bedoelinge van die hart. Wanneer gemeentes soos hierdie by mekaar kom, sing ons saam en ons sal bid saam en 'n loflied is wonderlik en mooi, maar die Here evalueer elke hart. Ons het miskien 'n generasie gekweek wat baie weet van tegnologie goeders, maar nie meer diep onder die indruk van God is nie. Ons ken sy beloftes, maar vergeet sy heiligheid. Ons ken sy liefde. En ons hou daarvan om te sê, maar God se God van liefde, en as jy dit doen, is dit nou liefde. Maar het vergeet van sy majesteit, van die goddelike, koninklike krag en teenwoordigheid. Ons ken sy genade, maar ons vergeet dat genade ons nooit die reg gee om God gering te ag. Ek wil hê met mooi woord wat ek sê. Genade gee ons nie die reg om die waarskuwings, die oordeele, die uitsprake van die woord van die Here gering te ag nie. Ja, maar God se God van liefde, die Here sal nie dit en dit doen aan my nie. Hierdie is maar sommer net in my lewe nie. Die Here sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want die mens sal hy my, dan noem hy 'n klomp goeders, wat een kind van die Here se lewe teenwoordig moet wees nie. Daarom is dit belangrik, dat jy sê, Here, ontvou u teenwoordigheid in my lewe, laat die naam geheilig word. Ek wil hê jy moet mooi kyk na die progressie van hierdie teksvers. Hy sê, laat die naam geheilig word, dan laat die koninkryk kom, en dan laat die wil geskied. Eers God se naam, dan sy koninkryk, dan sy wil. En daarna kom ons behoeftes. Gee ons vandag ons daaglikse brood. As jy begin bid en jy begin dadelik oor brood en karre en klere en Here gee my. Jy weet, the give me gospel. Give me this, give me that. Look how I impress God because He has given me. As God vir jou iets doen, wees diep dankbaar. Maar jy moet hom nie aanbid omdat hy gee nie. Jy moet hom aanbid omdat hy God is. Want dit gaan eers oor sy naam en sy koninkryk en sy wil. Daarna gaan dit oor my behoeftes. Hierdie is 'n geweldige geestelike beginsel. Wanneer God weer sy regmatige plek in ons lewe kry ons behoeftes
ook hulle regmatige plek in God se belange oor my. Ek wil dit weer vir julle lees hierso. Wanneer God weer sy regmatige plek in my lewe kry my behoeftes ook hulle regmatige plek in God se voorsiening. Gee ons vandag ons daaglikse brood, volg op my aanbidding en my lofprysing. Eerbied vir God word sigbaar in ons lewe. Ons kan nie sê ek eer God en hom dan net eer wanneer ons in die kerk is of by mekaar is. Die eerbied raak elke faset van my lewe, my huwelik, my verhouding met ander mense, hoe ek my geld hanteer, hoe ek my liggaam gebruik, hoe ek met ander praat en hoe ek my werk doen. As ek my werk net doen, as die baas my kyk en dan anders skep ek af, dan gaan dit nie oor die eer van God nie, maar dit gaan oor my eie belange. Hoe ek optree in elke faset van elke mens wees, oomblikke van my lewe. En dan hoe ek sy woord behandel. As ek lief vir sy woord, ken ek sy woord, kan ek dit herhaal. Eerbied is nie net 'n gevoelens tydens 'n aanbidding van 'n diens nie, dis 'n lewensverhouding. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Wanneer laas het ek werklik stil geword voor God en gevra dat ek, Here, ek wil U net in stilte bewonder. Wanneer laas, as jy God se troon nader, toen jy dit met hierdie diepe besef, God laat my toe om sy heiligheid te betree. Wil ek bid vanmôre, sê ek dank U, Here, dat ek mag met die kinders praat. Vir my om hier te staan is so 'n goddelike voorreg, dat ek met U mag praat, want U is God se kinders. Hierdie is die liggaam van Christus, sê die woord, en ek wil diepe respek hê. Baie mense sê, ons moet 'n nuwe vorm van aanbidding kry. Miskien het ons nie in die eerste plek 'n nuwe vorm van aanbidding nodig nie. Miskien het ons die ou waarhede weer ontdek. God is heilig, God is groot, God is waardig, God moet geëer word. En dan word die eerste woorde van ons Vader weer deel van ons hartsaanbidding. Laat U naam geheilig word, Here, in wat ek doen en waar ek gaan. Die gebed begin by die heiligheid van God. Ons begin ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. En dan eindig ons met hierdie woorde, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit begin by God en dit eindig by God. Aan U behoort die koninkryk, dit beteken hy is my Vader, my koning. Ons leef in 'n wêreld waar die mens graag op hulle eie troon wil sit. Ek bepaal, ek besluit, ek weet, ek wil. Maar eerbied vir God sê, Here, U is koning, is nie ek nie. Daarom bid ons, laat die koninkryk kom. Ons vra nie dat God in ons koninkryk moet kom en dit volgens ons begeerte moet bestuur nie. Ons onderwerp, die Engels gebruik, ek hou van die Engelse woord daar, we submit to His absolute authority. Ons onderwerp ons aan die koningskap van die Here. Aan die woord die krag. Ons wêreld waar ons leef bewonder krag en invloed en geld en mag en kennis en posisies en titels en al hierdie goedes van die mens wonderlik, want dit is krag. Maar eintlik behoort al die krag aan God en sy voorsiening. Ons kan baie dinge doen, maar ons kan nie alles beheer nie. En dit laat ons met nederigheid besef, waar ons sê aan U behoort die krag. Wanneer ons besef, hierdie situasie kan ek nie handel nie. Dis buite my vermoë, dis te groot, ek het krag nodig wat ek nie het nie. En dan kan jy van die Here sê, Here, maar aan U behoort die krag. U kan hierdie situasie hanteer. Here, ek erken, aan U behoort die krag. U is die kragbron van my lewe. Daarom hoef ons nie die wêreld op ons skouers te dra nie, want God se die krag behoort aan U. Daarom moet jy nie bang wees as die pastoor vir jou sê, ek gaan trek.
Maar die krag behoort aan die Here. Hierdie is God se kerk, hierdie is God se werk, hierdie is God se gemeente. Hierdie is die krag van voorsiening behoort aan die Here. God werk altyd deur mense. Terwyl ek vanmôre so terugdink aan die jare van die pad wat ons geloop het in die bediening, en ek bid so oor 'n gemeente waar ek daar jare terug gestig het, en ek sê, Here, toe ek hulle gestig het, was dit wonderlik. Het is vandag 'n baie, baie sterk gemeente, daar in Potchefstroom, aan die een kant van die dorp is 'n baie pragtige gemeente. Ek sê, Here, daai mense weet nie eers wie die gemeente gestig nie. Maar dankie, dat toe jy baie pastore geskuif het deur daai gemeente, het jy hulle nooit verlaat nie. God gebruik altyd mense as bron, maar jy moet nooit vergeet die krag behoort aan die Here, nie aan mense nie. God gebruik mense, maar die krag van voorsiening behoort altyd aan hom. Aan U behoort die heerlikheid. Hierdie is miskien die grootste kontras van ons moderne kultuur. Ons leef in 'n wêreld waar mense graag gesien en erken wil word, en titels wil hê en al die goeders. Maar aanbidding sê, die heerlikheid behoort nie aan my nie. Die glamour van die situasie behoort nie aan my nie. Dit behoort aan God. Ons sing nie, sodat mense hoor ons sing. Ons spreek nie sodat mense ons op die skouer kan klop nie. Dis lekker as iemand sê, pastoor, ek het die boodskap geniet. Maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan as iemand gesing het, dit gaan nie oor of jy hom eer of nie. Dit gaan oor wat het hy gedoen. Ons dien nie sodat mense ons kan raak sien. Alles moet uiteindelik terugwys na God. Laat die naam geheilig word. En dan sluit hy af tot in ewigheid. Hiermee word die hele menslike perspektief verander. Ons wêreld verander. Alles verander van ons hele menswees. Regerings verander. Partymal lyk dit asof 'n regering nooit gaan verander nie, maar hy verander. As ek nou dink aan die veranderinge wat deur ons land gekom het die afgelope 100 jaar, dat gelyk of party goed permanent is, dan skielik is hulle nie eens meer daar nie. Jy onthou nie eens meer name van goeders wat gekom en gegaan het nie. Regerings verander, mense verander. Selfs ons liggame verander. Weet jy, ons kyk nou die dag, iemand plaas 'n foto van toe ons nog jonk was. Ja, dit was net swart, en baardig. Nou as ek vanmôre so kyk, kry ek amper nie meer ewe nie. Jou dag gaan verander. As ek dink hoe fiks ons was, en hoe vinnig ons kon loop, dit verander. Maar God verander nooit. Hy is gister, vandag, tot in alle ewigheid is dieselfde. Die God wat Israel bevry het met die hande van die Filistyne en uit ballingskap uit teruggebring het na die groot ding, is dieselfde God wat vandag nog voorsien. Die God wat die weduwee se kruik laat vloei, is dieselfde God wat nog jou beursie kan vul. Dis dieselfde God wat tafels gedek het teenoor die teestanders van Psalm 23, is dieselfde God wat nog jou tafel dek. Ons omstandighede kan verander, maar sy koninkryk bly, sy krag bly, sy heerlikheid bly. Daarom kan ons vandag hom aanbid, nie omdat alles rondom ons reg is nie, maar omdat hy steeds God is. Maak nie saak van jou situasie, as jy hom reg aanbid, spreek jy hom aan in jou gebed, en dan as dit dan volg jou voorsiening uit God se hand. Die gebed begin, laat die naam geheilig word. Dit eindig met aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Met ander woorde, hierdie gebed van Jesus sê, fokus altyd op God en God sal op jou fokus. Tussen hierdie twee groot waarhede leer Jesus ons hoe om te leef. God se naam moet geheilig word omdat hy koning is. God moet geëer word omdat die krag aan hom behoort. God moet aanbid word omdat die heerlikheid aan hom behoort. Hy sal dit alles wees, nie net vandag nie, maar tot in ewigheid. Miskien moet ons nie nuwe maniere soek om God te aanbid nie. Miskien moet ons weer besef wie dit is wat ons aanbid. Hy is liefdevol, maar hy is heilig. Hy nooi ons nader,
Maar hy bly God almagtig. En daarom, laat U naam geheilig word, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Kom ons by God se afstand bid. Liefdevolle Heer, Hemelvader, Vader van ons almal. Hemelvader, dankie dat U ons as deel van die heidenvolke en nasies deur Jesus Christus toegelaat het om U troon te nader en U ook te mag Vader. U het ons gered uit ons verlore toestand van sonde, gevallendheid en gebrokenheid. En omdat ons geglo het en U aangeneem het as ons redder en saligmaker, het U ons mag gegee om kinders van God genoem te word. U het die liefde aan ons geopenbaar, omdat ons voor U gebuig het in ons gebroke verlorendheid en ons sonde bely het U ons name geskryf in die boek van die lewe en het vir ons die ewige lewe as 'n geskenk gegee. Uit genade is ons gered en nie uit ons eie vermoë nie, maar omdat U goed en liefdevol is. O God almagtig, die Hemelse Vader, dankie vir die soete Heilige Gees, wat ons weer laat besef hoe heilig is U, hoe groot is U. Dankie dat ons U mag gaan bid. Here, baie maal soek ons ander goed om ons meer te laat lekker voel, maar vanmôre wil ons weer ontdek die heiligheid, die almag, die krag, die teenwoordigheid, die ewigheid van God almagtig, die een wat vir altyd daar is. Here, ons plekke word volgemaak met ons geboorte en gaan leeg met ons afsterwe en U gee aan ons die ewige lewe uit die genade. Here, so skuif plekke leeg en vol deur genade, maar U werk bly vir ewig. Dankie vir A.G. Splinterberg Baai, wat U tot stand gebring het. Dat hierdie gemeente 'n heilige plek is, omdat God hier is. Dat hierdie gemeente liggaam van Christus is, omdat God hier is. Dat hierdie gemeente kinders van God genoem kan word, omdat God ons die mag gegee het en die reg gegee het om dit te wees, omdat ons onderwerp het aan die absolute gesag, U leiding en U teenwoordigheid. En U ons gereinig het van ons sonde deur die bloed en ons name in die boek geskryf het. Here, ek bid dat U elkeen sal koester en toevou met die liefde. Dankie dat ons soms wonderlike dinge in die teenwoordigheid gaan ervaar. Maar dankie dat ons vanmôre besef, het gaan in die eerste plek nie oor ons ervaring nie. Wat gaan in die eerste plek? Dat U as almagtige God vir ons ruimte geskep het om deel te wees van die koninkryk. En ons wil vir U baie dankie sê daarvoor in Jesus naam.